Die wat saam met my lees, ek gaan in 1 Johannes lees, vers 5 tot 7. Goeiemôre almal, julle is almal baie welkom. Die wat op die net kyk, hulle is net so welkom. Ons dien 'n groot God. Het almal dit? Het jy dit? Is jy seker? Kijk. Kom ons, maak dit eens oor toe vir Here, ek kom na u toe vanoggend, Here, met 'n lied in my hart. Dankbaarheid, Here, vir elke ding wat u aan my voorsien. Here, ek weet en glo dat u die Vader is. Dat u seun vir ons gesterf het aan die kruis. Dankie, Here, daarvoor. Here, baie dankie dat ek nou agter u kan staan, Here. Sodat hulle my nie sal raak sien nie, maar vir u, Here. Hulle ore open, dat hulle kan hoor. Hulle oë open, Here, dat hulle kan sien. Maar dat hulle u sal raak sien in hierdie woord. Dankie, Here, vir elke dag wat u vir ons byvoeg in ons lewens, Here. Elke oggend wat u ons wakker maak, Here. Dankie vir die voëlgesang, Here, want hulle is so gelukkig. Here, laat ons ook so jubelend juig en dankbaar wees vir dit wat ons het. Amen. Kom ons lees saam. God is lig. Hy wat in die lig nie wandel nie, het geen gemeenskap met hom nie. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, en dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Is dit nie awesome om te weet, dat as ons in Jesus glo, en hom aanvaar, as 'n saligmaker en verlosser, en erken dat hy die seun van God is, ons gereinig word van al ons sondes. En dit is nooit te laat nie, Here, om jou hart aan die Here te gee, is nooit te laat nie. Jy kan dit in enige tyd doen, maar hoe gouer, hoe beter. Want jy wil nie sonder hom wees nie, jy wil altyd met die Here loop. Nou, ek het 'n verhaal van 'n jong seun wat in 'n tronk was en hy was verhoor afwagtend. Die klag was dwelmhandel. Hy het sy ouers baie seer gemaak, want hy het hulle besteel, hulle aangerand as hulle nie vir hom geld gee vir sy dwelms nie. En so het hy al hoe meer en meer in die dwelmbedryf ingegaan tot hy dwelms begin uitgee en verkoop en handel dryf daarmee. Maar sy moeder was elke aand op haar knieë, elke aand gebid en gesê, Here, asseblief, maak daai kind se oë oop. So het hy gesit in die tronk en wag. En die bewaarder kom na hom toe en sê vir hom, môre is jou dag.
Jy gaan môre in die hof verskyn. Maar ons moet jou skuif na die tronksel wat onder die hof is. En so vat hulle hom toe. En hy sit daar in die sel. En terwyl hy daar sit, vang sy oog 'n klein stukkie papiertjie wat uitsteek onder sy matras. En hy buig af en hy trek die papiertjie uit. En hy kyk die papiertjie so en hy sien dis 'n briefie. En hy vat die briefie. Hy vou hom oop en hy lees. As jy dink jy kan nie gered word nie en vry wees nie, wil ek jou net sê dat jy verkeerd is. Daar is nog tyd, want Johannes 1, vers 1, vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Glo dit, want dit is God se belofte, en hy lieg nie. En as jy klaar gelees het, berg asseblief die briefie op sy plek. En het die versie weer 'n keer gelees. En weer 'n keer gelees. En toe raak hy arrogant. En hy sê vir die Here die volgende: As dit waar is wat in hierdie woord staan, moet God hom dit bewys. Arrogant, nee? Hy het God uitgedaag om te bewys dat hy God is. En hy sê nog op vir die Here: As U my bewys dat U die Here is, en God is, en my sal vrymaak van my sondes, dan sal ek my hart vir U gee. Uittartend. Die volgende oggend word hy wakker, en hy sien die papiertjie op die grond, en hy lees dit weer. Hy vou hom op en hy steek hom weer onder die matras. Die bewaarder het hom kom haal. En hy stap na die hofsaal toe. En hy staan stil, en hy kyk so na die mense, en hy sien sy ouers daar. Hy het net sy kop vir hulle geknik, en hy het in die bank gaan staan. Hy kyk na die man in swart wat hier langs hom staan, en hy vra vir hom: Glo jy dat God my kan vergewe? Die prokureur glimlag en sê: Hy beloof ons dit in 1 Johannes 1, vers 7, en hy lieg nie. Hy kyk na die prokureur en sê: Maar sal hy my dan ook kan vergewe? Maar voor die prokureur hom kon antwoord, stap die regter in. Hy hoor sy saak aan, en hy hoor hoe sê die regter vir hom: Jou hele lewe lê nog voor jou. Maar jou hele lewe gaan nou verander. En hy dink: Wow, hoe gaan my lewe verander?
Die regter sê vir hom, ek sal jou nog 'n kans gee. Hoe amazing is dit nie? Al was hy hoe arrogant met die Here, hy sê, ek vonnis jou 5 jaar se gemeenskapdiens, maar as jy dit opmors, sal jy vir 20 jaar in die tronk kom sit. Hy kan sy ore nie glo nie. Hy gaan nie tronk toe nie. Hy hoor ook die regter sê, maar ek gaan jou eers na 'n rehabilitasiesentrum toe stuur, dat jy eers regkom. En daarna sal jy jou vonnis begin uitdien. Skielik onthou hy sy belofte aan die Here. Die trane rol oor sy wange. Die prokureur kyk hom verbaas aan en glimlag. God lieg nie. As hy sê, hy sal jou vergewe. Daardie man het daar sy hart aan die Here gegee. So dit maak nie saak wat ons ooit gedoen het nie. Jesus het die dag toe hy daar aan die kruis gehang het, al jou sondes op hom geneem. En al wat hy van ons vra is, erken my as sy seun. En dis nog nie te laat enige een om 'n dag sy hart ook aan die Here te gee nie. Om ook 'n pad saam met hom te kan stap nie. En as jy vandag voel, op 29 Junie 2025, dat dit die regte tyd is om jou hart aan die Here te gee, dan wil ek vra, bid saam met my hierdie gebed. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ek erken dat ek 'n nietige sondaar is. Ek erken dat U die Seun van God is. Dat U aan die kruis gesterf het ook vir my sondes. Here, vergewe my al my sondes. Laat U nou in my lewe kom. Wees U die een dat ek meer in pad sal stap. En dankie Here, dat ek ook nou U kind genoem kan word. Amen. Stap 'n pad saam met die Here. Moenie sy hand los nie. En as jy van die pad af dwaal, vra die Here om jou terug te bring. Hy sal jou met oop arms ontvang, soos wat die verlore seun se pa sy seun ontvang het. Want hy staan en wag vir jou, om jou hart ook vir hom te gee. Ten volle. Dis wat ek moet sê. Mag julle altyd weet dat God nie lieg nie. En dat hy sy beloftes hou. So hou joune as jy aan hom beloof het dat jy jou hart aan hom sal gee. Dis
Kom ons sluit Jesus woord. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord wat U vir my gegee het, Here. Laat elkeen wat hierdie woord gehoor het, hulle ore oopmaak en hulle harte oopmaak op die woord. Ek eer U daarvoor. Amen.